Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 21ste Desember 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê ANC en AfriForum weer in stryery betrokke. Nuus hooftrekke vir vandag. FSA stel nuwe ambassadeur vir Suid-Afrika aan. ANC en AfriForum stry alweer onder mekaar. Man sterf in die Kaap wat van die rotse afgeslaan word. 3 losborg aansoeke wat Bloemfontein onderwyseres vermoor. India wen Suid-Afrika Protea mans in ODI. VRK uitslaa beskikbaar. Stormers is steeds in die nommer 1 posisie. Die ANC beskuldig AfriForum daarvan dat hulle waninligting oor Suid-Afrika versprei het. Op sy beurt sê AfriForum, die ANC verkondig leuns en maak wanvoorstellings. Ons doen 'n beroep op die Suid-Afrikaanse regering om ferm en beslissend binne die wet op te tree teen enige organisasie of individu wat voortdurend grondwetlike instellings ondermyn, rassehaat versprei of met eksterne kragte teen Suid-Afrika saamspan. Die ANC veroordeel Kali Kriel en AfriForum vir hulle jongste aksies wat 'n roekelose, rassistiese en doelbewuste veldtog uitmaak om Suid-Afrika se soewereiniteit te ondermyn, wettige staatsinstellings te diskrediteer en vrees aan te hits met gefabriseerde misleidende waninligting. Hierdie gedrag is nie meer randgroep praatjies nie, dit is 'n doelbewuste politieke aanval om ons demokrasie te ondermyn en sosiale kohesie te vernietig. Die deportasie van 7 Keniaanse burgers Woensdag het ook verder gelei tot diplomatieke spanning tussen Suid-Afrika en Amerika. Die Amerikaanse regering het gewaarsku daar sal ernstige gevolge wees as die Suid-Afrikaanse regering versuim om op te tree teen diegene wat 'n klopjag uitgevoer het teen personeellede wat met Afrikaner vlugtelinge werk. Suid-Afrika hanteer alle aangeleenthede van datasekuriteit met die grootste erns en werk onder streng regs en diplomatieke protokolle. Ons verwerp enige suggestie van staatsbetrokkenheid. Nietemin bly ons verbind tot beginselvaste en deursigtige diplomatie. Amptelike diplomatieke kanale is met die Amerikaanse regering geopen om hierdie kwessie op te los. Die ANC doen 'n beroep op die mense van Suid-Afrika om op te staan en ons demokrasie te verdedig, deur AfriForum se rassistiese waninligtingsveldtog te verwerp. Ons doen 'n beroep op werkers, die jeug, geloofsgemeenskappe, progressiewe Afrikaners en alle vredesgesinde Suid-Afrikaners om te weier om stil te bly in die aangesig van provokasie. Kriel glo die jongste voorval is weer 'n poging deur die Suid-Afrikaanse regering wat nie wil aanvaar dat hulle dwaas optree op 'n klomp plekke nie. Nou wil hulle verantwoordelikheid vir die negatiewe gevolge van hulle eie beleidsrigtings ontduik en nou konsuis vir AfriForum die skuld daarvan gee. Parlementslede is bekommerd dat die vereiste dat alle graad R praktisyns voortaan oor naskoolse kwalifikasies moet beskik omdat die omstrede wysigingswetsontwerp op wette op basiese onderwys, die Bella-wet, graad R verpligtend in die openbare skoolstel gemaak het, onderrig en arbeidsvrede in die nuwe skooljaar verder kan ontwrig. Makieveni komiteevoorsitter sê hulle kommer daaroor kom omdat daar in ooreenstemming met die Bella-wet glo van vroeë kinderontwikkeling die VKO praktisyn verwag word om vanaf aanstaande jaar ten minste 'n diploma of graadkwalifikasies te hê, iets waarop sommige opvoeders, veral die ervare opvoeders, nie voldoende voorberei is nie. Volgens Venie die gerapporteerde kwalifikasievereiste van mense wat al meer as 30 jaar by vroeë kinderontwikkeling betrokke is, die potensiaal om nie net onderrig nie, maar ook arbeidsvrede in die sektor af te dwing. Venie het tydsraamwerke voorgestel wat opvoeders in staat sal stel om die vereiste kwalifikasies te kan verwerf. Sifuwe Gorube, minister van basiese onderwys en haar departement, het vroeër hierdie maand egter aan die nasionale vergadering se portefeulje komitee oor basiese onderwys gesê dat die DBO intussen 'n ooreenkoms met Unisa bereik het oor die opgradering van die kwalifikasies van graad R praktisyns wat nie tans aan die minimum vereistes vir aanstelling aan onderwysposte in openbare skole voldoen nie. Die Amerikaanse Senaat het Leo Brand Bodzell nommer 3 as die land se ambassadeur in Suid-Afrika bevestig. Bodzell is donderdag in 'n stemming van partye streng volgens die ambassadeur verkies. Die Republikeine het vir Bodzell se bevestiging gestem terwyl die Demokrate daarteen gestem het. Bodzell, wat deur president Donald Trump benoem is as sy regering se ambassadeur in Suid-Afrika, se bevestigingsverhoor was einde Oktober voor die Amerikaanse Senaat se komitee oor buitelandse betrekkinge. Bodzell het heelwat teenkanting van sekere kringe in Suid-Afrika ontvang te midde van gespanne diplomatieke betrekkinge tussen Suid-Afrika en Amerika. In Hermanus is die lijk van 'n jong man van Kaapstad wat vroeër van die rotse afgeslaan is, donderdagmiddag uit die see by Skilphoek in Sandbaai herwin. Die NSRI
het in sy reddingsbote na die toneel gestuur wat die man uit die see gehaal het en na die NSRI reddingsbasis in die nuwe hawe by Hermanus geneem het. Paramedici van die Weskaap het intussen die man doodverklaar. Hy was verneem word 27 jaar oud gewees. Die oorskot is aan die polisie sy forensiese patologie dienste oorhandig. Die polisie het 'n dossier vir 'n geregtelike doodsondersoek geopen. Die buurtwag het hulle medelee met die oorledene se familie betuig. Karen van Aert, wat 64 jaar oud was, se vermeerderde moordenaars, het Vrydag in die Landdroshof in Bishop Lawas verskyn. Die drie, Ndayi Bulela, Vaye, Tando Nkolongo en Yamneka Mundelwa, het Vrydag onmiddellik nadat hulle plek in die beskuldigde bank in Hof B ingeneem het, by monde van hulle regsverteenwoordigers te kenne gegee dat hulle borgaansoeke gaan laat vaar. Hulle staan tereg op aanklagte van moord en 'n aanklag van roof met verswaarde omstandighede. Hulle het op die Van Aerts se gehuurde motor toegeslaan toe hulle dit by die verkeerslig sien stilhou. Nkolongo is een wat 'n vonkprop uitgehaal het en die venster aan die passasierskant waar Van Aert gesit het, stikker geslaan het. Hy het glo haar handsaak en die GPS-toestel probeer gryp en is glo ook een wat herhaaldelik met 'n skerp voorwerp gesteek het. JP Smith, burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit in Kaapstad se metro, het na hierdie inhegtenisneming gesê dit was veral die rol van informante en buurtwagpatrolleerders wat deurslaggewend was, asook die gebruik van tegnologie insluitend hommeltuie en kringtelevisie materiaal. Die saak is tot 26 Februarie 2026 uitgestel. Rob Matthews, die 74-jarige pa van die vermoorde student Lee Matthews, wat verheug door die koerante Vrydag aan hom die tyding gebring het dat Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste, die parool van sy dogter, sy moordenaar Donovan Moodley, afgekeer het. Aangesien hy lewenslange gevangene is die beslissing eers na die Nasionale Raad vir Korrektiewe Dienste, die NKD, vir aanbeveling verwys wat die beslissing afgekeer het. Dit is egter deur Groenewald finaal gemaak. Singabako Nkomalo, woordvoerder van die Departement van Korrektiewe Dienste, sê Moodley, wat nou 45 jaar oud is, dien sy lewenslange tronkstraf in die Johannesburg Medium gevangenis uit. Daar is verder aanbeveel dat hy in die volgende 24 maande vereis gaan word om 'n aantal gestruktureerde korrektiewe programme by te woon. Die polisie in Koelsberg ondersoek 'n saak van poging tot moord en die afvuur van 'n vuurwapen in 'n munisipale gebied na beweerde voorval donderdag omstreek 2050 in Belstraat vir 'n plaaslike restaurant. Inligting dui daarop dat 'n man wat die restaurant verlaat het, deur 'n motorwag genader is wat hom meegedeel het dat sy voertuig steeds veilig was. Argumente tussen die twee ontstaan, waarna een persoon glo 'n vuurwapen uitgehaal het en 'n skoot afgevuur het. Na verder ondersoek is vasgestel dat die man wat die skoot afgevuur het, 'n gas by 'n plaaslike gastehuis was, waar hy later in hegtenis geneem is en daarop die vuurwapen beslag gelê is. Die 32-jarige man sal na verwagting binnekort in die plaaslike Landdroshof verskyn. 'n 16-jarige seun is donderdag aand dood toe hy by die taksiestaanplek in Hoofpark in Kaapstad in die kruisvuur van 'n bendeoorlog beland het. 'n 16-jarige seun is donderdag aand dood toe hy by die taksiestaanplek in Hoofpark Kaapstad in die kruisvuur van 'n bendeoorlog beland het. Die woordvoerder het Vrydag by navraag aan die koerante gesê 'n 23-jarige man is ook aan sy arms en bene gewond. Die twee beseerdes is na nabygeleë mediese inrigting geneem waar Lushan met sy aankoms doodverklaar is. Die 23-jarige gewonde man, wat as Little bekend gestaan het, is een van die leiers van die mongrelbende in Hoofpark. GPF veroordeel die voorval ten sterkste. Dis 'n skoolvakansie, maar ons kinders kan nie buite wees nie, want hulle is nie veilig daar nie. Die polisie het 'n moordsaak en 'n saak van poging tot moord aanhangig gemaak. Niemand is nog in verband met hierdie voorvalle in hegtenis geneem nie. Enige iemand met inligting oor die skietvoorval kan die stopmisdaadnommer by 08600 10111 skakel. Dragons het van dese week bekend gemaak dat hulle die dienste van Sebo Dlamini, wat 24 jaar oud is, 'n vaskopstit bekom het. Met Dlamini as kaptein het die Griekwas van jaar die eerste keer sedert 1970 weer Karibeker glorie gesmaak. Die Noord-Kaapenaars het die Leeu's in September in die reeks se eindstryd met 27-25 op Ellis Park in Johannesburg gewen. Sedert die Karibeker reeks tot einde gekom het, het Dlamini die Haie as 'n leenspeler in een van die VRK-metings, sowel as een wedstryd in die Europese kampioenenreeks verteenwoordig. Griekwas het vanjaar in die eindstryd van die SA bekerreeks met 14-39 teen die Pumas in Mbombela verloor. Max Verstappen gaan uiteindelik in 2026 aan 'n Formule 1 seisoen deelneem deur met sy gunsteling nommer op die neus van sy motor te jaag. Die Red Bull ster het bevestig dat hy volgende seisoen na nommer 3 gaan oorskakel, nadat sy voormalige spanmaat Daniel Ricciardo hom toestemming gegee het. Hy het nommer 1 4 jaar behou, totdat Lando Norris McLaren vanjaar die F1 titel met net 2 punte gewen het.
Reëls bepaal dat 'n nommer 2 jaar uit F1 moet wees voordat 'n ander jaar dit kan aanvra. Jacques Villeneuve in 1997 en Michael Schumacher in 2000 was die enigste renjaars wat 'n F1 wêreldkampioenskap met nommer 3 gewen het. Australiese kolwer Travis het in Adelaide op die derde dag van die derde toets in die reeks om die as iets vermag wat nog net 3 van sy landgenote in bykans 150 jaar van toetskriket kon reggekry het. Die Hotlout sy 400-tal in 4 agtereenvolgende toetse op die Adelaide Oval aangeteken. Slegs die legendariese Don Bradman, Michael Clarke en Steve Smith kon al 100-talle in 4 agtereenvolgende toetse op 'n enkele veld aangeteken het. Danksy het sy onoorwonde beurt van 142 lopies is Engeland se skralle kans om nog die reeks om die as te wen straks daarmee heen, want die Aussies wat 371 en 271 vir 4 het geslaap met 'n uitstelike voorsprong van 356 lopies. Het dit wel met die hulp van Harry Brook die mylpaal bereik, want die Engelsman het hom met sy telling op 99 laat val. Die 100-tal is sy tweede in die huidige reeks nadat in die eerste toets in Perth 'n skouspelagtige beurt van 123 lopies aangeteken het. Dit het sy span tot 'n klinkende sege gevoer en sedertdien het die tuisspan nog nie weer teruggekyk nie. Casey Jarvis, die talentvolle 22-jarige golfspeler van Boksburg, het Vrydag nog uitstekende dag op die La Reserve Golf linksbaan in Mauritius beleef, nadat hy donderdag die eerste ronde as die gesamentlike voorloper op -5 afgesluit het Jarvis in die tweede ronde selfs beter gevaar en is hy danksy 65, 7 hou beter as baansyfer, alleen voor op -12. Nog 'n Suid-Afrikaner, Brandon Stone, is na agtereenvolgende ronde van 68 houe 'n verder hou terug op -8. Jarvis wat met al 4 titels as beroepsspeler spog, waarvan verlede maand in die sonskynreeks, het Vrydag die kamer oggendtoestande behoorlik benut en 9 voetjies ingeryg. Brouhoue op die 11de en 17de puitjies, albei syfer -3 was die enigste klad op sy kaart gewees. Jaden Shaper het Vrydag 'n tweede agtereenvolgende 69 aangeteken en 'n 6 houe agter Jarvis. Die Skotse skeieregter Holly Davidson gaan die eerste vrou word wat 'n 6-nasie toets van mans behartig wanneer Ierland op 14 Februarie vir Italië gasheer gaan speel. Die 33-jarige Davidson is geen vreemdeling vir mylpaal prestasies nie. Sy het in 2017 die Skotse Rugby Unie se eerste vroue voltydse skeieregter geword. In November die eerste vrou wat 'n All Black toets behartig het en toe Nieu-Seelanders met 52 teenoor 26 met Wallis in Cardiff afgereken het. Benewens die toets tussen Ierland en Italië sal sy ook een van die assistent skeieregter wees vir die laaste kragmeting van die 6-nasie reeks wanneer Frankryk op 14 Maart vir Engeland in Parys gasheer sal speel. Die afgelope jaar was baie gedenkwaardig en ek is daarop toegespits om steeds goed te presteer, het sy gesê. Om die eerste vrou te wees wat in die reeks as skeieregter op te tree, is beslis 'n trotse oomblik en 'n prestasie waarop ek in die toekoms behoorlik sal terugkyk, het sy in die media gesê. Suid-Afrika is tot 201 vir 8 beperk in antwoord op die stewige 231 vir 5 wat Indië vroeër aangeteken het. Tilak Varma het 73 lopies aangeteken vanaf 42 balle wat insluit 10 viere en 1 6. Hadi Pandya het 63 aangeteken van 25 balle wat insluit 5 viere en 5 6e. Sy vennootskap was van 105 van net 44 balle om die vierde paaltjie was deurslaggewend vir Indië nadat hy ingestuur is om eers te gaan kolf. Die naadbouler Corbin Bos, 2 vir 44, het in die 6de beurt ontslag geraak van Sharma op 34 lopies. Pandya het sy 50-tal van net 16 balle gekry. Jasper Bumrah, 2 vir 17 in die draaier, Varun Charavki het 4 vir 53, was die tuisspan se bulhelde gewees. Quinton de Kock het Suid-Afrika die ideale begin gegee in sy jagdog, toe hy 50-tal met 30 balle gekry het. Suid-Afrika was na 42 lopies in 2 balbeurte op 118 vir 1 na 10 beurte mooi op koers gewees. Bumrah de Kock van sy eie bulwerk gevang. Chavarati was op 'n 3-kuns toe hy Makram been voor paaltjie betrap het en Ferreira ook skoon gebou het. Laura Wolfhard het Vrydag met uitstekende kolfbeurt van 100 lopies nie uit nie vanaf 93 balle wat insluit 16 viere 'n groot aandeel daaraan gehad dat die Protea vroue krieketspan Ierland op die Wanderers in Johannesburg gewen het. Dit is die 13de keer in Wolfhard wat 26 jaar oud is, 'n boerling van Kaapstad se loopbaan, dat sy met 'n 100-tal in eendags krieket gespog het. Ierland wat besluit het om eers te gaan kolf, was almal uit vir 205 lopies en 45 boubeurte. Suid-Afrika het geantwoord op 205 vir 3. Het die teiken in die 33ste boubeurt verbygesteek. Nonkuleke Mlaba het geëindig op 4 vir 33 en 9 beurte. Desmond Brits het 26 aangeteken van 21 balle. Karabo Meso het 17 aangeteken van 28 balle en Sunay Loos het 25 aangeteken van 23 balle. VRK uitslaaf vir die naweek lyk as volg. Die
Die Dragons het 48 aangeteken teen Connacht se 28. Die Sharks het 21 aangeteken teen die Blou Bulle se 12 punte. Benetton het 21 opgestapel teen Zebre se 15 punte. Die Ospreys het 10 aangeteken teen Munster se 26. Die Glasgow Warriors het 24 punte opgestapel teen Edinburgh se 12 punte. Die Stormers het 34 en die Leeuws 27 punte. Benetton het 21 en Zebre 15. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for You. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Die weerberig vir die streek lyk so: Messina 2026, Polokwane 1724, Lephalale 1926, Mbombela 1725, Mahikeng 1724, Pretoria 1824, Johannesburg 1620, Ermelo 1324, Galagari 2235, Gaborone 1824, Richards Bay 2027, Pietermaritzburg 1522, Durban 2024, Port St. John's 1929, Pongola 1928, Maputo 2129, Bethlehem 1322, Bloemfontein 1729, Allewal Noord 1631, Welkom 1828, Vryburg 1829, Kimberley 2033, Appington 2437, Prieska 2136, Springbok 1835, Karasburg 2237, Keetmanshoop 2435, Mariental 2335, Alexander Bay 1724, Brandvlei 2138, Loederits Bay 1831, Vredendal 1637, Kaapstad 1830, Sutherland 1331, George 1629, Jeffreys Bay 1524, Kibera 1524, Grafreinet 1329, Kapogolas 1825, De Aar 1831, Multino 1227, Beaufort West 1635, Oos-London 1728. Ons markte vir die dag: die randverhandel teen R16.75 teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.09, die euro verhandel teen R19.65, die pond kos R22.45, die yen kos 11 sent, platinum se prys per fyn ons is $1,977, palladium se prys is $1,720, silwer per fyn ons is $67.26 Amerikaanse sent, goud per fyn ons is $4,348, Brent olie per vat is $59.82 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: motivering is wat jou laat begin het, dissipline sal jou aan die gang hou, sukses sal altyd volg. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag en week word vir almal toegewens.